Ons loof U uit ons harte, ons Vader, aan wie die lof en die eer en die aanbidding en die danksegging toekom, van nou af tot in ewigheid. Ons werp ons krone voor U voete neer. Ons loof U, ons prys U, o Elohim van Israel. U sal U woord vervul. U volk is nie vergete nie. Dankie dat U hulle in hierdie tyd raak sien en ons wil U daaraan herinner dat toe U volk in slawerny na U geroep het in Egipte land, het U gedink aan die verbond met Abraham en met Isak en met Jakob. En daarom vra ons dat U ook in hierdie tyd sal dink aan U verbond met hierdie volk. Solank as wat die son en die maan en die sterre skyn, sal hierdie 'n volk voor U aangesig wees. Daarom Jahwe ons Elohim, ek vra dat U in hierdie tyd sal dink aan U verbond. En dat daar magtige geeswerking onder hierdie volk sal wees. En dat U hierdie volk sal uitlei. En dat U hierdie volk sal verlos. Dat U hierdie volk sal vrymaak deur die krag van die Heilige Gees. En ek bid dat U woord en U beloftes vervul sal word. En dat U naam verheerlik sal word in 'n volk wat U vir U self uitgekies het van voor die grondlegging van die wêreld om vir U 'n erfdeel te wees, 'n eiendomsvolk om te verkondig die lof en die deugde van Hom wat ons geroep het uit die duisternis tot sy wonderbare lig. Ek bid dat U woord vanaand sy snelle loop sal hê. Ek bid dat elke kasetluisteraar aangeraak sal word deur die dinamika van die Heilige Gees. Ek bid dat hierdie video waar hy ook al gekyk word in ons land, Vader, dat dit mense se harte sal aangryp, dat dit woorde van lewe sal wees wat opstanding en vrymaking bring tot eer en verheerliking van U naam. Seën hierdie pragtige mense vanaand hier in Pretoria met 'n besondere porsie, met 'n besondere deel van insig en openbaringskennis. Maak die harte vanaand warm terwyl U met ons praat. Geef vir ons geopende oë en ore en laat die naam van U alleen verheerlik word. Amen. Prys sy wonderlike naam. Ek gaan vra dat U saam met my sal blaai asseblief na 'n boek in die Nuwe Testament, naamlik 1 Petrus hoofstuk 1. 1 Petrus hoofstuk 1 en ek gaan vir U lees vanaf vers 3. Ons tema vir hierdie naweek is hoop. Ons wil graag vir U, die volk van Jahwe, hoop gee deur die gepredikte woord. Daar's so baie negatiewe dinge om ons. Ons kan doen met hoop, Bybelse hoop, wat vir ons in hierdie tyd gaan help om ons koppe op te lig en die omstandighede in die oë te kyk waarmee ons elke dag te doen het. 1 Petrus hoofstuk 1 vers 3. Geseënd is die Elohim en Vader van ons meester Yeshua, die Messia, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Yeshua Messia uit die dode, sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry wat in die hemele bewaar is vir ons, wat in die krag van Elohim bewaar word deur die geloof tot die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. Ek wil graag met U vanaand praat oor daardie mooi pragtige woorde in vers 3. Lewende hoop. Lewende hoop. Hoop is so 'n wonderlike woord. Dit is so 'n pragtige woord. Dit is so betekenisvol. Maar dit is nie net 'n woord nie. U gaan dit vanaand sien. En as U mooi na my gaan luister vanaand, gaan ek iets in U hand plaas wat vir U gaan help om daardie triomf wat ons meester vir ons moontlik gemaak het in U daaglikse lewe te kan uitleef en te kan ervaar en te kan beleef. Weet U dat een kenmerk van die geesvervulde gelowige is blydskap? Daar's baie ander kenmerke ook, maar die uitstaande kenmerk is blydskap. En 'n mens kan net blydskap hê as jy weet, my Vader, my koning is in beheer. Hy is op die troon. En dit maak nie saak wat teen my kom nie. Daar is niks wat my kan skei van sy liefde nie. Daar is niks wat my uit sy hand kan ruk nie. My Vader heers. My Vader regeer. My Vader is in beheer. En ons beland soms teen die planke. En soms word ons gekneus. En soms kry ons seer.
maar hierdie geveg is ons geveg, want die groot oorwinnaar bly in ons. Ek gee nie om 'n ronde of 2 te verloor nie. Net solank ek weet aan die einde van die geveg is ek die oorwinnaar. En dis presies wat ons meester vir ons kom doen het. Hoop is 'n geestelike krag wat ons kan oplig uit morbiede en hopelose omstandighede. En u wat na hierdie kaset luister, moontlik op 'n siekbed, moontlik terwyl u man in die gevangenis is, moontlik terwyl u smarte en ellende in u familie het. Ek bid dat ons Vader deur sy Gees na hierdie woord vanaand hoop sal laat ontvlam in u hart, wat vir u sal help om uit daardie ou morbiede en hopelose omstandighede te kan uitkom. Ek praat nie net sommer van hoop oor die algemeen nie. Ek praat vanaand met u van Bybelse hoop. Bybelse hoop is 'n geestelike krag. Salomo sê vir die volk in Spreuke hoofstuk 4 vers 20. Hy sê, bewaak jou hart. Nie as enige iets anders wat bewaak moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe, die kragte van die lewe. Hierdie lewe waarvan ek vanaand praat is die Zoe lewe. Dit is die Elohim soort lewe wat jy ontvang by geestelike geboorte, wanneer jy oorgaan uit die dood in die lewe. En hy sê jy moet daardie hart van jou bewaak. Jy moet hom beskerm, want uit daardie hart, daardie gees van jou wat in 'n verhouding staan met die Almagtige, kom daar hierdie kragte voort waarvan hoop een is. 'n ander een is liefde en 'n ander een is geloof. Net soos wat swaartekrag in die fisiese en natuurlike wêreld daar buitekant 'n krag is waarmee ons moet rekening hou en wat ons nie kan wegredeneer nie. Net so is daar ook geestelike kragte. En hoop is een van daardie geestelike kragte. Daar's 'n hoop wat die wêreld daar buite het. Daar's 'n hoop wat baie mede-Suid-Afrikaners daar buite het. En dis wat my dryf hier in my hart en hier in my binneste om na hierdie volk toe te gaan en vir hulle te sê wie's julle. En vir hierdie volk te gaan sê, maar ons het 'n losser, ons het 'n saligmaker, daar het 'n nuwe verbond in werking getree. 'n Bediening van versoening, om vir hierdie volk te gaan sê, bekeer julle, neem hierdie versoening aan, draai weg, metanoia, bekeer jou, maak 'n 180 grade draai, en kom na hom toe, die opperherder, die herder van sy volk, wat in hierdie tyd gesê het, hy self sal hulle bymekaar maak. Hy self sal hulle bymekaar maak, omdat die herders tot 'n groot mate daarin gefaal het en gemisluk het. Daarom sal Jahwe self in hierdie tyd die herder wees om sy volk terug te bring na heerlikheid en majesteit en grootheid. En ek gaan môre middag met u praat oor die hoop van die heerlikheid. U moet tog kom môre middag en sien watter heerlikheid het Vader vir ons voorberei deur ons losser wat gekom het. Hierdie wêreld om ons het 'n valse hoop. En daardie valse hoop is 'n teenvoeter van die Bybelse hoop. En dis 'n hoop wat nie sy oorsprong in Elohim het nie. Die wêreld daar buite en onder andere baie van ons mede-volksgenote het 'n hoop van een wêreldvrede, geluksaligheid. Almal is een. Almal leef in vrede met mekaar saam. Daar's nie 'n stryery tussen die godsdienste nie. Ons het almal een wêreld godsdienst. En as ons nie almal dieselfde glo nie, dan maak ons ruimte vir hierdie ander godsdienst. En ons het agting vir hierdie ander ou se godsdienst. Ons het respek daarvoor. Daar is nie meer konflik nie. Daar is vrede oor die aarde. En dis hoekom jy ook nou sien in die uitsendings op die radio. Dan praat hier die moslim oor goeie dade en goeie werke. Dan kom hier die ou Jesitiese Jood en hy kom praat ook oor die goeie dade en die goeie werke. En dan kom hier die ou predikant ook. En dan kom sit hy ook daar en hy praat ook oor goeie werke en goeie dade. Daar is nie 'n evangelie wat meer konflik veroorsaak. Jy sien die evangelie wat konflik veroorsaak is uit in hierdie tyd van valse hoop. Een wêreld vrede, een wêreld godsdienst, ons akkommodeer mekaar, vat mekaar se hande, die broederskap van almal. Een wêreld ekonomie, een wêreld politiek. Ons leef in vrede en in harmonie met mekaar saam. Kom wat ek net vir u sê vanaand, die waarheid sal altyd verdeeldheid bring. Die waarheid sal altyd konfrontasie bring.
Die waarheid sal altyd onmin veroorsaak. Die pad van die waarheid is nie 'n pad waarop almal loop nie. Dis 'n pad waarop enkeles loop. Die pad van die waarheid is 'n pad wat reg is. Dis 'n pad wat skeiding bring. En daarom moet u hier die valse hoop waarmee ons mense daar buitekant rondloop, moet u teestaan met die waarheid van die Vader se woord, want hulle soek almal daar buitekant 'n wêreld van eenheid en vrede, maar sonder Elohim. Hy's nie tuis nie, hy hoort nie daar nie, daar's nie 'n plek vir hom. So, ons bring sy woord in diskrediet, betwyfel sy woord, bevraagteken sy woord, en dis al meer stemme wat opgaan daar buitekant. Jy kan nie meer glo wat in die Bybel staan nie. Hierdie Bybel is verkeerd saamgestel, hierdie teks is verkeerd, hier is goed wat nie hier reg kan wees nie, baie van hierdie goed is fabels. Is dit nie presies waarmee die duiwel na Eva toe gekom het in Eden en twyfel in haar hart gesaai het rondom die woord nie? Daarom moet u weet wanneer u moet hierdie ding daar buitekant te doen kry. Jy sien, as jy wil hê die valse hoop moet werk, moet jy hierdie boek wat konfrontasie bring uitkry uit mense se gemoed. Jy moet dit uitkry uit hulle harte uit. Want hierdie volk wat met die Bybel groot geword het deesdae 'n neiging om hierdie boek eenkant te sit. Hulle het deesdae die neiging om hierdie boek onoopgemaak te laat. Hulle het deesdae die neiging na 'n nuwe soort hervormer en ek weet nie wat se ander goed ook nog nie. Jy weet, weg van die Bybel af, weg van die Bybel af, weg van die waarheid van die woord. Daar's net een waarheid wat ons sal vrymaak en dis die waarheid van die Almagtige se woord, soos wat hy dit aan hierdie volk gegee het. Daar is geen ander God of godsdiens of middelaar deur wie ons 'n weg het tot die ewige magtige Elohim van Israel behalwe deur sy woord nie. Alle ander hoop is valse hoop. Ek praat met u vanaand oor lewende hoop. Die hoop wat kom, wat hy vir u en vir my wil gee en waaroor ek vanaand met u wil praat. 'n Valse hoop is aan die werk daar buitekant. En enige hoop waarin die Almagtige nie is valse hoop. Jy hoop dat jou besigheid geseënd sal wees. Jy hoop dat jou huwelik geseënd sal wees. Jy hoop dat jou kinders geseënd sal wees. Jy hoop dat jou land waarin jy woon geseënd sal wees. Jy bid vir die politieke partye dat hulle geseënd sal wees. Jy hoop dat dit met hulle goed gaan. Luister vir my mooi vanaand, my vriend. Liewe volksgenoot, jy wat na hierdie video kyk, waar jy ook al is, jy wat na hierdie kaset luister vir my mooi vanaand. 'n Huwelik, 'n besigheid, 'n persoon, 'n kind, 'n familie, 'n volk waar die Almagtige van Israel uitgeskakel word, het vals hoop. Dit sal nie werk nie. Glo vir my. Ek werk met baie hartseer paartjies. Ek werk met baie hartseer mense. Wat wil jy met 'n vinnige gebed doen dat daar dinge kan verander in 'n lewe? Dinge kan net verander as jy by die lewe self uitgekom het. Dinge kan net verander as jy hierdie magtige losser van Israel self ken en hom jou persoonlike saligmaker, verlosser gemaak het. Ek gaan miskien dalk vanaand wat ek nou gaan sê op iemand se tone trap, maar hoor mooi wat ek sê. Die hoop van die bevryding van die boervolk. En hoe baie is daar nie onder ons wat praat van hierdie hoop? Die boervolk sal weer vrykom. Die boervolk sal weer loskom. Ons gaan hierdie juk van ons nekke afhaal, wat 'n swaar juk is. Ons gaan die heidense voet van ons nekke afhaal. Hierdie land, hierdie volk gaan weer vrykom. Ek begeer dit met my hele hart. Ek begeer dit met my hele wese. Maar die Almagtige van Israel begeer meer as dit, dat hierdie volk in hulle harte sal vrykom. En as u vanaand 'n verlange en 'n begeerte het, dat hierdie boervolk homself weer moet regeer, dan sê ek vir u, as u daardie hoop het, sonder die Almagtige is dit 'n vals hoop. Hoor jy wat ek sê? Die Almagtige moet sy plek hê onder hierdie volk. Hy moet sy plek hê in ons harte. Ek is nie 'n teenstander van die vryheid van hierdie volk nie, maar 'n vryheid sonder die Almagtige is vals hoop. Hierdie volk is te besig met sy eie ding. Hierdie volk is nog te veel op sy eie pad. Hierdie volk het nog te veel gode. En Jahwe, die Almagtige van Israel, gee sy eer aan niemand. Hy alleen kry die eer. Ek sê as hierdie volk kan draai, en ons kan buig voor die Almagtige, en ons kan ons harte besny, en ons kan kniel by die altaar, soos wat Joël sê, dan sal die Almagtige self die sprinkanswerm van ons afweer. Dan sal die Almagtige self ons vrymaak, maar dan weet ons harte is vry. Ons weet in ons binneste het iets gebeur, daar het iets plaasgevind. Hoop
sonder die Almagtige daarin is valse hoop. Die Bybel sê dat Jahwe sal alle vals hoop verydel. Hoor mooi. Psalm 33:10. Jahwe vernietig die raad van die nasies. Hy verydel die gedagtes van die volke. Hy sê in Jesaja 30 vers 1, wie die opstandige kinders spreek Jahwe wat 'n plan uitvoer, maar dit is nie uit my nie. Wat 'n verbond sluit en dis nie uit my gees nie. Wat se verbonde het hierdie volk nie gesluit met die heidendom? Het ons daaroor gebid? Het ons Jahwe se raad daaroor gesoek of het ons maar ons eie natuurlike, vleeslike, menslike hoop gaan oprig? Jahwe sê ons voer planne uit, maar dis nie uit hom nie. Hy noem sy volk opstandige kinders. Hy sê hulle doen dinge wat nie uit sy gees is nie en hulle stapel sonde op sonde op sonde. Jahwe sal valse hoop verydel. Ons voorgangers in hierdie volk, wat gedink het hulle bring vrede vir ons land, hulle bring vrede vir ons volk. Hulle het hoop uitgespreek dat dit met ons almal sal beter gaan en dat dit met ons goed sal gaan in hierdie land. Ek het ook 'n begeerte daarvoor en dis nie verkeerd om 'n begeerte daarna te hê en so hoop te hê. Maar weer eens, as jy so hoop het sonder dat jy die Almagtige daarin ken, is dit valse hoop. En dis waarom ons in hierdie situasie is waarin ons is. Dis waarom dit nie goed gaan in jou huwelik nie. Dis waarom dit nie goed gaan in jou lewe nie. Jy het jou lewe gebou om 'n hoop waarin die Almagtige nie is nie. Dis die hand van Jahwe wat seën. Dis die hand van Jahwe wat vrymaak. Hy sê, wat vra Jahwe jou Elohim meer van jou? Wat vra hy meer van jou as om hom lief te hê en ootmoedig te wandel met die Almagtige? Dis die oorsprong. Dis waar die oorwinning begin. Dis waar die vrymaking begin. Dis waar die verlossing begin. Ons is nie besig met 'n nuwe kerk in Suid-Afrika nie, spaar ons tog dit asseblief. Maar wat Jahwe wil doen is, hy wil hierdie volk by hom uitbring. Hy wil hierdie volk by hulle identiteit uitbring. Hy wil hierdie volk uitbring by die waarheid van sy woord. Hy wil hierdie volk uitbring by geestelike lewe en oorwinning en verlossing en vrymaking. Hy wil hulle uitbring by die werking, die kragtige werking van sy gees en daarom sal Jahwe enige iets wat hierdie volk probeer, hoor wat ek vir u sê. Enige iets wat hierdie volk probeer wat nie uit sy gees is nie, Jahwe sal dit verydel. Hoor jy? Jahwe sal dit verydel. Wat is u verwagting vir u self en vir die toekoms? As ek vanaand by u moet kom staan, wat verwag u van u self? Hoe kyk u na u self vir die toekoms? Sien jy jouself as iemand wat dit nie gaan maak nie? Sien jy jouself as iemand wat sal ondergaan? Sien jy jouself as iemand wat gaan misluk? Sien jy jouself as iemand wat te veel teleurstellings in die lewe gehad het om ooit weer te kan bo uitkom? As u na hierdie volk kyk, het u nog minder hoop vir hulle? Luister, daar's 'n hoop waarvan ek vanaand praat. Dat daardie ingesteldheid van u denke en u gemoed totaal geheel en al sal verander. Israel se hoop moet op die woord van Elohim gebaseer wees. Bybelse hoop moet uit die woord van Jahwe voorkom. Luister wat sê Romeine 4 vers 18 van ons aartsvader Abraham. Hy sê hy het teen hoop op hoop geglo dat hy die vader sou word van baie volke volgens wat gesê was. Kom ons ontleed dit net mooi, ek wil vir u help. Ek wil beginsels in die hand plaas om u morbiede omstandighede te verander en die oorwinning te begin smaak in u lewe, want hierdie volk daar buitekant is morbied genoeg. Hulle is neerslagtig genoeg. Hierdie volk kry swaar. Weet jy, ek ry baie op die paaie, daar duisende kilometers. Weet jy wie ry met die blink motorkarre en wie's die meeste op die pad? Die swartes. Weet jy hoe bedel ons mense? Hoe swaar kry ons mense? Hoe werkloos is ons mense? Hoe moedeloos is ons mense? Menslik gesproke, as jy na die situasie nou kyk, in baie van ons se lewens en huishoudings, en in hierdie volk daar buitekant, dan wil jy op 'n hoopie gaan sit en soos Jeremia kla van die môre tot die aand en sê, o Jahwe, die verwoesting het gekom tot in u heiligdom. Maar daar is hoop. As jy met die gees van Jahwe te doen het, dan tel hy jou gees op
Ons kan niks verrig deur in daardie ou hoopie te gaan sit en boedel oor te gee en handdoek in te gooi en te sê, daar's niks wat ons omtrent dit kan doen nie. Hierdie volk daar buite het nou manne en vroue nodig wat vol is van die gees van Jahwe, wat vir hierdie volk kan sê, so sê Jahwe die Almagtige. Ons moet die sieke kan sê, daar's hoop. Ons moet vir die wat gebind is kan sê, daar is bevryding. Ons moet vir die ongelukkiges kan sê, daar is vrede, daar is blydskap, daar's verlossing, daar's oorwinning. Ons losser het gekom. Israel, jy het 'n losser. Maar ons lewe moet gevul wees met die vreugde en die blydskap van die Heilige Gees. Jy weet, baie Israel gelowiges, as ek so met hulle te doen kry, man, ek is lief vir hierdie mense, dis hoekom ek dit kan sê. Maar baie van hulle lyk of hulle na syn gedoop is. Hulle het hulle blydskap verloor, hulle het 'n vreugde verloor. Weet jy wat sê die Bybel? Hy sê, ek weet nou nie wat sê die Afrikaans nie, hy sê, a merry heart is like medicine. Dit staan in Spreuke. A merry heart is like medicine. Wanneer laas het u gelag? Wanneer laas het u vreugde in u hart gehad? Ek is nou onlangs, was ek by 'n byeenkoms, ek en my ou broer Ben, en ons sit die aand saam met 'n broer daar om die tafel en ons begin gesels. En daar's 'n wonderlike atmosfeer, daar's 'n wonderlike vreugde die aand. Ons lag naderhand dat die trane oor ons wange loop. Ek lag naderhand nie meer vir wat gesê was nie, ek lag net vir die ander broer wat lag. Die trane loop so oor sy wange, soos wat hy lag. Soos wat hy lag. Jahwe sê, gaan ons vreugdeolie gee vir treurigheid. 'n gewaad van los. O, prys sy kosbare naam. Miriam en die dogters van Israel het begin die tamboeryne slaan. En hulle het begin koordans. En hulle het begin sing. Hulle het nie gesing hier wandel ek op die aarde soos 'n bedelaar en ek bekla my lot nie. Nee, hulle het gesing van die oorwinning. Jahwe gooi die ruiter en die perd in die see. En hulle begin sing van sy heerlikheid en sy majesteit en sy grootheid. Weet die arme volksgenote daar buitekant, jy staan soos 'n seervinger uit as jy vol blydskap is. Dan wil hulle weet, wat het jy? Wat het jy wat hulle nie het nie? O, prys sy kosbare naam. Jahwe werk dit hier in jou hart. Hy gee nie vir jou geluk nie. Geluk het jy wanneer jy R10 gewen het op die lotto kaartjie wanneer jy jou ledegeld betaal het. Maar blydskap is iets wat jy het ongeag jou omstandighede. Bybelse hoop, lewende hoop. O, dit kan nie anders as jy geloof by dit sit om 'n blydskap hier in jou binneste en in jou hart op te wek nie, want jy weet, Vader is in beheer. Hierdie teks sê Abraham het nie geglo volgens wat hy gesien het, hoe morbied dit was nie. Abraham het geglo volgens wat gesê was. Abraham het geglo volgens wat gesê was. Ek vra vir u vanaand, volksgenote, luister vir my mooi, iemand aan die band luister, iemand aan die video kyk. Moenie meer glo volgens die koerante nie. Moenie meer glo volgens die uitsprake van hierdie kommunistiese regime nie. Moenie meer glo volgens die uitsendings van die televisie en die radio nie. Moenie meer glo volgens die uitsprake wat teenstrydig is met die Bybel, wat kom van die Baalpriesters wat sê hulle is diensknegte van die Allerhoogste nie. Begin glo volgens wat geskrywe staan. Vind uit wat staan geskrywe en begin glo volgens wat geskrywe staan. O, halleluja. Dit is lewende hoop. Ek wil nie met u praat oor dooie hoop nie. Ek wil met u praat oor lewende hoop. Hoop wat lewend is, gee lewe. Daar's niks wat nie lewe het, wat nie produseer nie, wat nie voortbring nie. Die wêreld se hoop is dooie hoop. Dit produseer dood. Maar die hoop waarvan ek vanaand praat, is hoop wat lewe produseer. Wat is die hoop vir die toekoms van ons volk? Kom ons kyk na 'n paar verse vanaand. Handelinge 26 vers 6. Ek wil eerstens met u praat oor lewende hoop vir die toekoms van ons volk. Dat u kan sien waarmee is Vader besig en waarheen is ons op pad. As u nie weet wat die Bybel sê nie, gaan u nie hoop hê nie. Waaragtig, hoor wat ek vir u sê. Maar as jy weet wat die Bybel sê en dit het vir jou rema geword, openbaring geword, gaan dit jou lewe verander. Handelinge 26 vers 6. Nou staan ek tereg oor die hoop
op die belofte wat aan die vaders deur Elohim gedoen is, waartoe ons 12 stamme wat Elohim aanhoudend dag en nag dien, hoop om te kom. Waarvan praat hy hier? Nou moet jy saam met my kyk na Esegiel 37. Esegiel 37. En ek wil maar hê dat jy bietjie die Bybel sal blaai, want baie keer sit die ouens my net so om kyk, hulle het nie eens 'n Bybel nie, en as hulle 'n Bybel het, en ek sê ons lees in Esegiel, dan soek hulle dit by Romeine. Nou hoe op aarde gaan jy hoop hê? Hoe gaan jy hoop hê as jy nie weet wat sê die Bybel nie? Wie van u sal na 'n tandarts toe gaan, en nou sit jy in sy stoel, en dan kyk hy jou vir 'n ruk, krap hy so 'n bietjie sy hare, vra jy dokter, wat is dit? Sê jong, die eerste keer wat ek tande trek, ek weet nie eintlik hoe nie. Ek staan maar net hier eintlik in vir iemand, maar ek gaan my bes doen om jou tande te trek. Sal jy bly sit? Nooit. Jy glo daai dokter is bekwam. Hy weet wat hy doen. Amen. Jy moet weet wat die woord sê. Jy moet vertroud wees met die woord. Party van ons ouens is so ingelig oor die Jood, jong. Hulle is so ingelig oor die oervader en daar die oervader, en party is so ingelig oor die geslag en daardie geslag. Seker niks fout daarmee nie. Maar ek dink as ons begin ingelig raak oor die woord wat lewe bevat. O, prys sy naam. Halleluja. Dit bring verandering. Dit bring oorwinning. Luister wat sê die woord. Esegiel 37:21. En sê vir hulle, vir wie? Die Khazas en die Zulus en die Indiërs. Nee, sê vir my volk. So spreek Majesteit Jahwe. Kyk, ek gaan die kinders van Israel haal tussen die nasies uit waarheen hulle getrek het, en ek sal hulle van alle kante bymekaar laat kom en hulle bring in hulle land. Hoor mooi wat sê Vader. Ek gaan die kinders van Israel haal. Hierdie land wat hulle in gaan bring is nie Suid-Afrika nie. Daar's net een land wat die Bybel sê is sy volk se land. En ek sal hulle een volk maak in die land, op die berge van Israel, en een koning sal vir hulle almal koning wees. En hulle sal nie meer 2 nasies wees nie, en nie verder meer in 2 koninkryke verdeeld wees nie. Vader sê, ek gaan my volk haal. Ek gaan my volk terugbring. Ek gaan my volk weer een maak. Ek gaan my volk herstel, en hulle gaan een koning hê. Ek het vir u goeie nuus vanaand. Bush kan dit nie keer nie. Saddam Hussein kan dit nie keer nie. Mbeki en al sy trawante kan dit nie keer nie. Niemand kan dit keer nie. Niemand kan dit verhinder nie. Jahwe het dit gesê. En Jahwe is wakker oor sy woord, om sy woord te volbring. O my arme moederlose volkie, tel jou kop op. Kyk verby die omstandighede, hou vas aan sy belofte en kry Bybelse hoop. Kry lewende hoop. Hy gaan sy volk herstel. Moenie te veel hoop op Suid-Afrika plaas nie, asseblief. Ek weet julle wil graag ons moet weer hier vrykom. Maar moenie te veel hoop op dit plaas nie. Hier is een groter gebeurtenis wat gaan plaasvind. Ons is nou op die vooraand van daardie groot gebeurtenis. Sy volk wat weer gaan een word. Met 'n koning. Prys sy naam wat nie verkies is nie. 'n koning wat bekwam is. 'n koning wat regeer in geregtigheid. Yeshua, die Messia, en onder hom Dawid, en onder Dawid die 12 apostels, oor die 12 stamme van Israel. En ons vaandels gaan weer waai, en ons vlae gaan weer wapper, en daar gaan 'n nuwe Jerusalem wees, die hoofstad van die wêreld, nie daai vuil ene waar die moskeeë nou staan en skree in die torens nie. En die Jode met skelmstreek kan jy onderwesig is. Ek was daar, is 'n veilbesigheid. Daar's niks daar wat van Vader is wat herstel word nie. Hierdie ene wat kom met strate van goud. O, prys sy naam, die koning gaan regeer en ons gaan saam met hom regeer en die nasies gaan met 'n ysterstaf onderwerp word. Heidene, neem kennis, julle dag kom. Julle dag kom. Vader het gesê hy gaan sy volk herstel. Gee dit vir u hoop. O, halleluja, Esegiel 39, vers 25. Esegiel 39, 25. Daarom so sê Majesteit Jahwe, nou sal ek die lot van Jakob verander en my ontferm oor die hele huis van Israel en ek sal ywer vir my heilige naam. Ek weet nie nie, maar dit maak my hoendervleis. O, dit bring 'n opgewondenheid in my hart. Prys hom, luister mooi. En hulle sal hulle smaad vergeet. Is ons nie al genoeg smaad aangedoen nie? Dit gaan nog erger word. Hoor vir my mooi, dit gaan nog erger word. Maar Jahwe sê, hy gaan hierdie smaad
gaan ons vergeet. En hulle ontrou wat hulle teen my begaan het, as hulle in hulle land veilig woon en daar niemand is wat hulle verskrik nie, as ek hulle terugbring uit die volke en hulle versamel uit die lande van hulle vyande, sal ek my en hulle as die heilige laat ken voor die oë van baie nasies. Net so 'n bietjie om die verbeelding te laat gaan. Donderdag aand het ons woordskole aan Kroonstad en ek gee die mense geleenthede om vrae te vra en hulle probeer my vasvra. Hulle probeer dit nou al 'n jaar lank, hulle kry dit nog nie reg nie, maar ons bespreek bietjie die ding van die engele wat sy volk gaan bymekaar maak en hulle gaan neem na hulle land, soos wat die skrif sê. Nou praat ons, nou sê ons, jy weet, 'n engel kan op die meeste een onder die arm en een onder die arm. En daar's baie van ons volk daar buitekant. Ek dink dit moet geestelike voertuie wees soos dit waarmee Elia in die hemel opgeneem is. Man, jy gaan daar maar aktiwiteite sien. Prys sy naam, jy hoef nie eens 'n kaartjie te betaal nie. Jy gaan vervoer word. Ons gaan beweeg teen die spoed van lig. Vader gaan vir sy volk vlei. Hy gaan hulle bymekaar maak. Hy weet waar hulle is. Yeshua gaan koning wees. Hulle wat in die stof van die aarde slaap, gaan opstaan. Ons gaan met hulle verenig word. Ons meester gaan regeer. Wat 'n vooruitsig. Ek wil in geen ander tyd leef as nou nie. Halleluja. Dit gee vir my Bybelse hoop. En hulle sal weet dat ek Jahwe, hulle Elohim is. Daaraan dat ek hulle in ballingskap laat gaan het na die nasies, maar hulle weer versamel het in hulle land, en daar niemand meer uit hulle agter laat gebly het nie. En ek sal my aangesig nie meer vir hulle verberg nie, omdat ek my gees oor die huis van Israel uitgegiet het, spreek Majesteit Jahwe. O, hier kom heerlike dinge, hier kom wonderlike dinge. Laat dit vir u Bybelse hoop gee. Jeremia 31:10. Hoor die woord van Jahwe o nasies en verkondig in die kuslande wat ver is. En sê hy wat Israel verstrooi het, sal hom vergader en hom bewaak soos 'n herder sy kudde. Want Jahwe het Jakob losgekoop en hom verlos uit die hand van hom wat sterker was as hy. En hulle sal kom en op die hoogte van Sion jubel en toestroom na die seëninge van Jahwe, na die koring en die mos en die olie en die jong skape en die beeste, en hulle siel sal wees soos 'n welbesproeide tuin en hulle sal verder nie meer kwyn nie. Nou waar gaan jy nou in vandag se koerante sulke nuus kry? As dit nie ou Slim Martinus is wat 'n paar triks het daaronder nie, dan is dit ou Tony Leon die Jood. En dan is dit weer die ou die kant toe en daai ou die kant toe. Hy voel tog ek kry hulle eintlik jammer as jy die skrifte ken, dan voel jy eintlik jammer vir hulle. Maar kom dat ons na die Bybel toe gaan. Kom dat ons die Bybel lees. Kom dat ons deur die profetiese woord wat 'n lig is, waarop ons moet ag gee, dat ons daarna kyk, dat ons daarna luister, dat daar hoop in ons harte opstaan. Dan sal die jonkvrou haar verheug in die koordans. Ja, die jong manne en die oues te saam. Ek voel jammer vir julle oues wat sê my lede is styf. Ek kan nie meer sulke lekker danspassies maak nie. Luister hier, nou nie gaan danspassies maak daar met sakkie bitter nie, dis nie wat hier staan nie. Maar hier staan sy volk gaan jubel, sy volk gaan juig, en die ou dames saam met die jong dames gaan in 'n koordans voor Jahwe, hom loof en prys soos Miriam. Halleluja. Dit kan jy net doen as jy vol vreugde. Hy sê, en ek sal hulle rou in vreugde verander, en hulle troos, en hulle tot blydskap bring uit hulle kommer, en ek sal die siel van die priesters verkoop met vettigheid, en my volk sal versadig word met my seëninge. Julle nog hier, sê toch amen of eina of iets, dat ek net hoor, julle is hier. Maak het nie jou hart bly nie? Het jy die verwagting vanaand deur die skrifte en die Abraham het geglo volgens wat gesê was? Weet jy kom as jy moedeloos? Weet jy kom jy mee hoop nie? Weet jy kom dink jy ook hierdie volk is af die drein? Omdat jy nie die profetiese woord voor jou hou en dat dit vir jou kan hoop gee nie. Psalm 30 vers 6, dit kom daarop neer, my eie woorde. Ons ween nou oor hierdie volk, maar die môre gaan aanbreek met gejuig. Die môre gaan aanbreek met gejuig. Ek huil oor ons jong mense wat in 'n verskriklike toestand is. Ek huil oor die hoë egskeidingssyfer onder hierdie blanke volk. Ek huil oor die geestelike toestand waarin ons mense is. Ek huil oor die misleiding van die valsleraars in hierdie land.
Ek huil omdat ek sien baie van hulle geloof losgeskit word, omdat hulle die teoloog glo wat kamstig meer weet van die woord en van die Bybel as hulle. Maar Jahwe sê, hy's in beheer. Hierdie volk se redding hang nie van u en my af nie. Dit hang van die Elohim van Israel af. Hy sal hulle bymekaar maak. Hy sal hulle herstel. Weet jy wat 'n verligting het dit vir my gebring? Daar was 'n stadium, nou nog, ek weet dit word net meer, dit word nie minder nie. Maar daar was 'n stadium wat ek so rondgejaag het, elke aanpreek op 'n ander plek, baie keer het ek nie eens tyd om voor te berei nie, dan moet ek sommer net staan in die kansel en dan vra ek, Jahwe, u moet my nou help asseblief. Ek weet nie wat om te sê nie en dan help hy my. Maar daar was 'n stadium wat ek gedink het, weet jy, as ek nie my deel gaan bring nie, kan hierdie volk nie vrykom nie. Hy het my daarvan verlos. En is tyd dat hy ook vir u daarvan verlos. Hierdie volk se redding hang nie van my en u af nie. Ons moet ons deel doen en ons moet besig wees met die diensvolk om die brood uit te deel, maar Jahwe Elohim self is wakker oor sy woord. Hy sal sy woord vervul. Hy sal sy woord waarmaak. Ons jong mense gaan hom prys. Ons ou mense gaan hom loof. En hulle gaan gesigte sien. En hulle gaan profeteer. En die gawes van die Heilige Gees gaan uitgestort word. En ons gaan magtige manifestasies sien oor hierdie volk. Glo dit saam met my. Sê dan saam met my soos die volk van ouds. Amen. O, halleluja. Prys hom. Ek het nie gesê ek is klaar met die Bybel nie. Ek het nou net begin. Die weenery sal verander word, die môre gaan aanbreek. Handelinge 1 vers 6 sê, hy gaan die koninkryk vir Israel weer oprig. Jesaja 60 vers 21 sê, my volk sal almal regverdiges wees. Amos 9 vers 9 sê, geen korrel sal op die grond val nie. Romeine 11 vers 26 sê, die hele Israel sal gered word. Jesaja 61 vers 3 sê, hy gee vreugdeolie vir treurigheid. Prys sy naam. Hy sê, en die wat Jahwe vrees sal huppel soos kalwers uit die stal. En Lukas 1 vers 31 sê, Jesua sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid. En Jesaja 25 vers 8 sê, hy sal al die trane van die aangesigte afvee. En die dood sal daar nie meer wees. Staan die hoop al so 'n bietjie op? O, prys sy kosbare naam. Die Bybel sê 'n ander ding. Hy sê die goddelose sal uitgeroei word. Die goddelose sal uitgedelg word. Hulle sal nie voortgaan om op hierdie aarde geweld en goddeloosheid te bedrywe nie. Luister wat sê Psalm 37 vers 10 en 34. Want die kwaaddoener sal uitgeroei word. Maar die wat Jahwe verwag. Verwag jy hom? Verwag jy hom? Die wat Jahwe verwag, hulle sal die aarde besit. Ons gaan nie weggeraap word vir 7 jaar na Mars toe waar ons gaan partytjie hou nie. Ons gaan die aarde besit. Ons gaan hier regeer. Hy sê en hy sal jou verhoog om die aarde te besit. Weet jy wat beteken dit om die aarde te besit? Nie net om te sê hierdie is my stukkie grond nie. Jy moet na my reeks luister aangesig teenoor aangesig. Die Ben Elohim, u en ek. O halleluja, wat herstel word tot die posisie wat Vader oorspronklik vir ons beplan het. Ons gaan die aarde regeer met die krag en die wysheid en die insig van die Heilige Gees. Adam het al die diere name gegee. Adam het nie met 'n knippel rondgeloop en Eva aan die hare gesleep nie. Adam was 'n heerlike, wonderlike wese. Weet jy, daar was nie bloed in Adam se are nie. Daar was lig in sy are. Wat verander het na die sondeval. Dis hoekom ons sterflik is. Ek is nou so in 'n versoeking om oor daardie reeks te praat, maar kry dit self en luister daarna. Dit sal die lewe verander. Jesua het na sy opstanding nie bloed in sy hare gehad nie. Hy sê kyk, ek is vlees en bloed. Gwen Shaw, daardie navorser van Amerika, het saam met 'n klompie wetenskaplikes tot die bevinding gekom en ek gee die bewyse in daai reeks dat bloed gestolde lig is. Bloed is gestolde lig. O, Paulus sê, julle, ek kan nie eers beskrywe, daar kan nie eers 'n gedagte in my kom, ek kan nie eers 'n woord formuleer, wat Vader voorberei het vir die wat hom lief het nie. O, u moet daai reeks luister, dit sal u oplig uit 'n lewe van morbiedheid, en dan sal u sien wie u regtig is. Jy sê ek is Koos, ek is Piet, ja, okay, jy is Koos en jy is Piet, maar hoe kyk Vader na jou? Wie is jy eintlik? Wie is jy eintlik? O, halleluja, vind uit wie hy is. Hy sê,
Hulle sal die aarde besit en jy sal met welgevalle neersien op die uitroeiing van die goddelose mense. Ek voel jammer vir hierdie moffies wat so mag het. Ek voel jammer vir hierdie ateïste. Mens moet huil oor dit. Baie van hulle is volksgenote. Ek voel jammer oor hierdie wat die Almagtige uitdaag en vir hom die vinger wys. Ek voel jammer vir hierdie wat sy woord vertrap en verag. Paulus sê hy sal met goddelike wraak, vuur en vlam wraak uitoefen oor hulle wat nie aan die evangelie van Jahwe gehoorsaam was nie. Vreeslik is dit om te val in die hande van 'n lewende Elohim. En as jy vanaand hier sit of na hierdie band luister of na hierdie video kyk en jy nog nooit jou saak met die Almagtige reggemaak nie, vanaand is die plek. Vanaand is die plek. Daarvoor hy wil jou kniel daar, maak jou saak reg, maak seker dat jy die ewige lewe het, u wat die band het, stop hom, kniel voor Jahwe en maak jou saak reg, moenie hier uitgaan vanaand, as jou saak nie reg is nie. Die godverachters gaan uitgeroei word en vernietig word. Romeine 15:4, want alles wat tevore geskrywe is, tot ons lering geskrywe, sodat ons deur lydsaamheid en bemoediging van die skrifte hoop kan hê. Die skrifte gee vir ons hoop. Maar ons moet geduld ook hê. Wees net geduldig. Dit lyk asof alles gaan ontplof. Dit lyk asof alles vernietig gaan word. Dit lyk asof alles tot 'n einde gaan kom. Maar dis waar u en ek nou deur middel van lewende hoop, wat deur die woord kom, kan vashou aan sy beloftes en weet, hy sal sy woord vervul. Hierdie volk sal herstel word. Hierdie volk sal weer 'n volk voor sy aangesig wees. En die heerlikheid van Jahwe sal gesien word. Dis wat sy volk betref. Kry hoop vir die ou volkie waarvan u en ek deel is. Maar in die laaste deel van my boodskap vanaand, daar's ook hoop, lewende hoop vir die gelowige, vir hierdie lewe waarin u en ek nou leef. 1 Petrus 1:3 wil ek graag vir u lees uit die Verra Venten vertaling. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who with his boundless pity has caused us to be born again into a living hope by means of the resurrection of Jesus Christ from the dead. Deur die opstanding van Yeshua die Messia het daar 'n wonderlike bedeling vir hierdie volk aangebreek. Sy opstanding gee vir u en vir my lewende hoop. Want wat sê dit? Dat die opgestaande losser van Israel, toe hy verskyn het op Patmos aan Johannes, het hy verskyn nie as die baba in die krib nie. Hy het verskyn as die Ben Elohim, die seun van Elohim, soos wat u en ek gaan lyk wanneer die seuns van Ben Elohim, die Ben Ha-Adam, geopenbaar gaan word. Dis hoe u en ek gaan lyk, Openbaring 1. Johannes sê as hy kom, gaan ons aan hom gelyk wees. Ons gaan hom sien soos hy is, oë van vuur, heerlikheid. Oors is die Hebreëse woord. Die Adamiet het 'n oor, 'n heerlikheid. En dit gaan uitstraal na buitekant toe. Adam en Eva was nie gekleed met 'n lang wit rok nie. Adam en Eva was gekleed met die heerlikheid van Jahwe. Prys sy naam. Johannes sien hom in Patmos, sy oë soos vuur, vlamme. Sy stem klink soos die stem van baie waters. En hy sê, ek het die sleutels. Ek het die finale gesag. Ek het die finale autoriteit. Dis daardie persoon wat u en my se oudste broer is. Hy is ons loster, ons naaste bloedverwant. Hy het Israel kom loskoop, nie met die bloed van bokke en stiere nie, maar hy het hulle kom loskoop met sy eie bloed. Hy het daar die vrees en die spanning wat die ou verbond oor hierdie volk gebring het, hulle hopelose toestand, toe hierdie tugmeester hulle laat besef het, hulle kan Jahwe nie dien nie, hulle kan hom nie behaag nie, hulle kan nie sy wet hou nie. Joshua het as voorloper voor hierdie volk gaan staan, soos Dawid voor Goliat, en gesê, as ek jou wen, Goliat, het Israel gewen. Goliat, as jy my wen, het die Filistyne gewen, en ons word julle slawe, ons is verteenwoordigers. Ek, Joshua die Messia, die losser van Israel, staan as die verteenwoordiger van my volk, wat leef, sal leef, en reeds geleef het. Ek is hulle verteenwoordiger. En hy betaal met sy bloed, en hy ontkleed die magte van duisternis in die openbaar, en hy vat daai voorhangsel en hy skeer hom van bo tot onder, en hy sê, kom my volk, na 'n bedeling van die Gees.
waar hier die wonderwerk kan plaasvind. Nie meer net Jahwe vir julle nie. Nie meer net Jahwe met julle nie, maar Jahwe in julle. O, jy moet môre middag kom. Halleluja. Die opgestane losse van Israel het 'n nuwe verbond met sy volk in werking gestel, waar ons hom nie meer dien met die oudheid van die letter nie, maar in die nuwigheid van die gees. En daar vind nou geeswerking in ons plaas. En as jy Yeshua die Messia glo en jy bely hom as jou saligmaker en jou verlosser, dan vind die grootste wonderwerk van alle tye plaas. Binnekant word jy 'n nuwe skepsel. Jy word die geregtigheid van Jahwe. Jy staan voor hom in Messia asof jy nog nooit 'n verlede gehad het. En daar's een ding wat Jahwe nie kan doen nie. Hy kan alles doen, maar daar's een ding wat hy nie kan doen nie. Hy kan nie weer jou sonde gaan haal uit die diepte van die see en jou daaraan herinner nie. Hy sê ek het dit vergeet. Dis agter. Dis betaal. En deur die opstandingskrag van Yeshua word in elke man en vrou onder sy volk wat dit glo, 'n geestelike geboorte vrygestel. En dis die begin van 'n toenemende geeswerking. En ons begin om te gaan van heerlikheid tot heerlikheid, tot heerlikheid, tot heerlikheid. Na mate die dag van Messia nader kom, is ons nie besig om te koin en te koin en te koin nie. Ons gaan van heerlikheid tot heerlikheid, tot heerlikheid, want die opgestane meester woon in ons, en hy bly in ons. Dit gee ons nie net hoop vir die toekoms nie, maar ook vir die huidige wêreld. En Paulus sê, nou geniet ons die eerste deposito. Ons geniet die eerste vrugte van die nuwe verbond. Die nuwe verbond is nog nie totaal vervul nie. Deel van die nuwe verbond is dat Messia op die troon moet sit. Deel van die nuwe verbond is 'n nuwe opstandingsliggaam. Julle ou wit koppe wat vanaand hier sit, verlang julle nie ook na 'n nuwe liggaam, 'n jong ene nie? Ja. Julle hoor mos hoe sukkel ek met my bril. En hoe sukkel ons met hierdie winkeltande? En hoe sukkel ons met die ouderdom? O, prys sy naam, daar gaan 'n opstandingsliggaam vir ons gegee word, wat nooit meer siek word nie. Wat nooit weer met krikke loop nie. Dis deel van die nuwe verbond wat nog vervul moet word. Maar hy sê, nou geniet ons die eerste vrugte. En wat is daai eerste vrugte? Wat is daai eerste deposito wat u en ek nou geniet? Agter die voorhang. Binne die nuwe verbond waar ons voorloper Yeshua ingegaan het, 'n verhouding met die Vader binne in die allerheiligste. 'n Verhouding met die Vader wat nie beskore was vir Israel onder die ou verbond nie. Hulle moes wegbly uit die allerheiligste. Nou kan u en ek daar ingaan. Die vervulling met die Heilige Gees, 'n lewe van oorwinning oor sonde en oor siekte en oor die duiwel en oor swakhede en oor mislukking en oor verwerping en oor skuldgevoelens. Lewende hoop deur die opstanding van Yeshua. Hy sê ek het oorwin en my oorwinning is julle oorwinning. Ek sluit. Geloof maak hoop 'n realiteit. Weet jy wat is hoop? Hoop is om jouself met hierdie dinge te sien. Nou kom ek net vinnig vir u verduidelik, en ek hoop ek kry dit nog in. Jy lê daar op jou bed, en ewe skielik sien jy 'n prentjie. Daar's niemand in die kamer nie, maar jy sien 'n prentjie. Die televisie is nie aan nie, maar jy sien 'n prentjie. Wat 'n prentjie is dit wat jy sien? Jy sien hoe gaan jy onder in jou besigheid. Jy sien hoe gaan jy dood aan hierdie siekte wat pa en ma gehad het. Jy sien hoe kom van die swartes jou plaas. Jy het al mooi gesien hoe vind jou begrafenis plaas. Jy sal graag die draers voor die tyd self wil kies, maar jy het mooi gekyk. Jy sien hoe verloor jy jou werk. Jy sien hoe staan jou kinders teen jou op. En nie van sê julle nog nie sulke prentjies gesien nie. Wees eerlik voor Jahwe vanaand asseblief. En die vyand is baie in staat om sulke prentjies. Nie wat is dit? Dis die teenoorgestelde van hoop. Die duiwel werk volgens die wet van teenoorgesteldes. U moet dit verstaan. Daar's geestelike wette. Die wet van teenoorgesteldes. Vir geloof het hy vrees, vir liefde het hy haat, vir blydskap het hy treurigheid. Dis hoe hy werk. Hy gebruik die wet van teenoorgesteldes. Hy verdraai dit wat Vader het. So hy werk dit binne jou. Jy sien daai prentjie hier binnekant. Maar weet jy wat doen Bybelse hoop? Bybelse hoop laat jou sien, ek is gesond, ek is sterk, ek het oorwinning, ek het werk, hierdie volk word verlos, hierdie volk word vrygemaak, jy sien dit, hoop is 'n prentjie. Weet jy wat doen 'n argitek? 'n Argitek sien, broer Frans van ons kan beter vertel vanaand,
Argitek sien daai pragtige gebou wat hy wil ontwerp. En dan teken hom. Dan teken hom. Hy kan hom nie gaan sommer net teken nie, hy moet hom eers hier binne hê. As hom hier binne het, kan hy hom teken. En as hy hom klaar geteken het, dan help het nou nie, hy loop rond met 'n mooi prentjie. Daar moet nou 'n bouaannemer wees wat daai prentjie nou gaan verwesenlik. En daar staan die gebou. En dan sê die argitek, weet jy wat? Daai gebou wat daar staan was eers binne in my. As julle nou my reeks luister aangesig teen aangesig, sal jy sien. Aan die begin was daar niks, net Elohim. Daar was nie tyd nie, daar was nie materie nie. U en ek en alles wat geskape was binne in hom. Binne in hom. Hierdie gebou was eenmaal binne in 'n argitek se gemoed. En wanneer jy die Bybel lees, en wanneer jy hom mediteer, wanneer jy hom bepeins, wanneer jy hom oordink, wanneer hierdie woord vir jou rema word, die logos word rema, dan skep dit prentjies hier binne. En jy sien jouself met die oorwinning. Jy sien jouself met die verlossing. Jy sien jouself met Jahwe se voorsiening. Jy sien jouself met gesondheid. Jy sien jouself met blydskap. Jy sien jouself met vreugde. En wat doen jy nou? Jy teken daai prentjie en begin dit met jou mond sê. En jy sê, o loof hom deur sy wonde daar vir my genesing gekom. O loof hom, ek is meer as oorwinnaar deur hom wat my liefhet. O loof hom, ek is tot alles in staat deur hom wat my die krag gee. Loof hom, ander sal afbetaal word, maar ek sal nie afbetaal word nie. Loof hom, ek gaan nie aan hierdie siekte doodgaan waaraan oupa dood is nie. Loof hom, hierdie volk sal weer opstaan. Hierdie volk sal Jahwe loof en jy gee uiting daaraan met jou woorde en die volgende oomblik dan kom geloof. En geloof gee substansie aan jou hoop. Jy hoor ons baie ouens sê wel, nadat jy vir hom gebid het, is jy nou alright broer? Nee, ek hoop so. Daai ou sal niks verander kry in sy lewe nie. Hoop alleen kan nie die ding doen nie. Die argitek kan nie net 'n prentjie hê nie. Hoop is reg. Jy hoop vir oorwinning, jy hoop vir die verlossing van jou kinders, jy hoop vir Jahwe se voorsiening, jy hoop vir die redding van hierdie volk. Wie waarvoor hoop ek vanaand? 'n Israel gelowige, geesgevulde gemeente in elke dorp en stad van hierdie land. Ek wil dit graag sê want ek soek meer getuies wat met my kan saamstem. Jy soek ook mos altyd getuies, by die susters bid hier. Weet jy, my man gee my al die hel in my lewe. Dan is hier 'n klomp vrouens wat sê, "Ai, amen," dan stem hulle saam en dan word dit net erger. So die? Jy moet net sien, ek is die eerste ou wat afbetaal word. Ai broer, hier stem 3 saam, jy is die eerste ou wat afbetaal word. Nee, ek spreek my hoop uit. Ons gaan literatuur by die tonne druk. Ons gaan nie genoeg akkommodasie hê vir al die studente wat hulle opgelei word nie, en hulle blaas reeds in my nek. Ons moet binnekort dringend akkommodasie nog opsit vir studente. U moet asseblief bid daaroor dat Vader vir u lei, maar ondersteun vir ons met hierdie sendingtaak waarmee ons besig is, om hierdie volk te bereik. Ek glo dit, ek glo dit, ek glo dit. Ek is 'n boere-evangelis, ek is 'n boere-sendeling. Ek is 'n Israel sendeling saam met hierdie broers van my. Kom, laat ons hierdie hoop begin uitspreek. Ek sien nie 'n volk wat ondergaan nie, ek sien nie 'n klomp hoereerders nie, ek sien nie 'n klomp MP's nie. Ek sien nie Ek sien 'n verloste volk. Ek sien 'n vrygemaakte volk. Ek sien nie 'n volk wat loop en twis en stryd met ander. Ek sien 'n volk. Ja, lief. Kom ons my tyd. O, nou moet jy ons bel. Oké, laat ek nou maar afsluit. Maar jy moet maar nie gesê maar doen wat ook. Oké, ek is prysvader van my vrou. Sy kan wonders doen met die goed, jy weet. Ja, maar ek begin net met die raad. Halleluja. Hoor nou mooi, laat ek nou maar sê. Romeine 15 vers 13. En mag die Elohim van hoop julle vervul met alle blydskap. Dis nie die Elohim van wanhoop nie. Hy sê hoe kan twee saamloop as hulle nie saamstem nie. As jy van die môre tot die aand wanhoop het, kan jy saam met Jahwe loop. Hy is die Elohim van hoop. Julle vervul met blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. As ek glo, stel ek my hoop in werk. Jou geloof kan ook jou negatiewe beeld in werking stel. Jou geloof kan jou siek maak.
Jou ongeloof, dat ek liewer dit sê, jou ongeloof kan jou 'n gat inlaat. Hoor my. Maar jou geloof kan substansie gee aan jou hoop. Hy sê, kom moet ek die Bybel toemaak, want as jy hoop erop nie. Hy sê in Hebreërs, hy sê geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat jy hoop. Geloof stel hoop in werking. Luister julle jou mense, ja julle moet hoop hê vir hierdie volk. Sê jy glo, spreek, praat, pak elke weerkamp aan met hoop en geloof. Pak jou elke dag se taak aan met geloof en hoop. Wie van julle het al gehoor van 'n Smith Wiekerspoor? Die ou Skotsman wat nie eens kon lees of skryf nie, sy vrou het ook geleer lees en skryf. Maar hy het tot op die ouderdom van diep in die 80 elke oggend nie in die bed geklim. Voor hy koffie drink, voor hy enige iets doen, dan het hy uit sy bed uitgespring. As hy so uit sy bed uitspring, dan doen hy dit vir 10 minute lang. Spring hy so uit sy bed uit. Dan sê hy, halleluja, loof die Vader van die ligte, maar die geen verandering of omkeer is die loof om prys om vir die oorwinning. 10 minute lang, dan sê hy vrou, drink die koffie. Gaan wonder hy sê, hoe is sy leeftijd opgewek. Vat eendag 'n ou vroukie wat sterf het, is eie skuld, al hierdie staan in tree, Jaweh sterk het in sy hart. En hy vat haar en hy druk haar so teen die muur en hy sê, Lewe! Hy vrou se oë begin flikker en as mediese getuies daarvan hoe kan bevestig, en Jaweh gee haar terug in die dood. En op môre maar kom gaan verder. Het jy hoop? Het jy hoop? Raak ontslaaf van die morbiditeit. My broers, julle wil nou vir ons sing, 'n ding van oorwinning. Ja, ek skiet sal gered word. Ek loof U dat daar verlossing en vrymaking en voorsiening en genesing en herstel is vir hierdie mense wat vanaand hier voor U staan. Ek dank U vir die prediking van U woord wat geloof in hulle harte opgewek. Ek loof U dat die Satan sy kyk aanspreek. Ek loof U dat sy boeie afval. Ek loof U dat hierdie mense vrykom en dat hulle loskom, Vader. Ek bid dat daar op bedekking oor hulle vanaand weggegee word en ek prys U dat die blydskap van die Heilige Gees en hulle sal deurbreek vanaand. In Yeshua se naam. En ek prys U, hulle sal U dien met vreugde. Hulle sal U dien met blydskap. Hulle sal U dien met oorwinning. Wees vry. Yeshua se naam. Die krag van sy Gees. In Yeshua se naam. In Yeshua se naam. In Yeshua se naam ontvang vanaand. In Yeshua se naam ontvang vanaand. Wees vry. Ontvang vanaand in die naam van Yeshua die Messia. In die naam van Yeshua die Messia wees vry. In die naam van Yeshua die Messia sal hierdie gebed vanaand in julle lewe manifesteer en plaasvind. Loof, prys. So wil ek weet wat hier staan. Die Bybel sê ons ontvang deur geloof, okay? Nie deur ons gevoel nie. Ek wil hê dat julle nou vir ons sit. Maar ek wil hê dat julle wat hier staan, julle hande sal ophef. En vanaand met julle eie woorde vir Jaweh sal dankie sê. Vir die genesing, vir die oorwinning, vir die voorsiening, vir die vrymaking, vir die verlossing. Okay, sing broers. Nou doen julle dit in julle eie woorde. Sê hom nou dankie. Loof hom. Prys hom. In jou eie woord. Jaweh wil jou eie woorde nou hoor. Hy wil jou eie gebed nou hoor. Loof hom vir hy genees. Loof hom vir krag. Loof hom vir sterk. Loof hom vir oorwinning. Loof hom vir vryheid. O, prys ja, prys. Loof hom. Loof hom. Prys hom. Salve.
saam met my Vader, ek loof U. U het my gehoor. U het my geantwoord. Ek ontvang vanaand. Ek ontvang vanaand. Ek loof U. Ek prys U. Ek stap vryheid. Ek stap vryheid vanaand. Ek het oorwinning. Ek het vrymaking. Ek het verlossing. Ek het genesing. Yeshua is naam. Amen is my God. Jahwe gee aan U sy vrede en sy teenwoordigheid. Jahwe behoed U. Jahwe sluit U in van voor en van agter. Jahwe beskut U. Jahwe lei U op al U weë. Al die paaie. Volk van Jahwe, gemeente van Yeshua, Jahwe sal U seën en behoed. Jahwe sal sy aangesig oor U laat skyn en vir U genadig wees. Jahwe sal sy aangesig oor U verhef en aan U sy vrede gee. En mag die genade van Yeshua die Messia, wat beteken sy gewilligheid om sy krag tot U beskikking te stel, en die liefde van Jahwe wat nie oorwin kan word nie, en die gemeenskap, die gedurende gemeenskap en leiding en lering van Yahuwah, die Heilige Gees, met U bly en wees totdat hy kom. Amen en amen.